ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 154. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, is jy baie welkom om ons te kontak. Sou jy belangstel in die Engelse oorspronklike restoration of the original Sacred Name Bible, the Rotherham version, die wat verban is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Die ouers like nie om dit te hoor nie, maar dit is hoe dit is. Gesê vir my in een boekwinkel in die wêreld waar jy hom kan kry, net een boekwinkel. Daar is nie een nie. Ek het 'n paar eksemplare. Die mees oorspronklikste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy jou hande kan oplê. Dis erfstukke. Kontak ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Uiters belangrik dat jy reg voor moet begin, jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u op YouTube kanaal sal inteken, sodat u die verskillende aankondigings kan kry of kennisgewings van al die ander studies wat ons mee besig is. Daar's 'n klomp studies wat ons mee besig is. Daar's so 14 video's elke week wat uitgesaai word, Engels en Afrikaans. En aan Jaffa al die eer in die naam van Jafashua. Deel die link ook met jou vriende. En vriende is lewensveranderers. Skryf blokpen en 33 Afrikaanse Bybel is baie belangrik. Kom ons bid saam. Ons wil vanmôre vir u baie dankie sê. Ekskuus tog. Baie dankie sê Vader Jaffa vir hierdie bo-natuurlike voorreg wat ons kan hê om as bruid by mekaar te wees reg oor die wêreld. Ek wil vanmôre bid dat hierdie saad in goeie lewende grond val. En dat u bo-natuurlike wil sal bereik in elkeen se lewe. Gee vir elkeen daai diepe begeerte om dit nie net vir onsself te hou nie, maar dit aan 'n verlore wêreld uit te dra. Hulle wat honger en dors na die geregtigheid. Maak van ons vanmôre lig, Vader, wat skyn in 'n verlore wêreld. Dat ons ook vars brood sal wees, vars water en vars sout. Dat ons het om vir die wêreld te gee. Dat ons in hierdie oggend dan in u wil en in u vrese sal lewe. Seën vanoggend se woord. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Jafashua, die volk van Jaffa sê, halleluja, halleluja, prys hom, prys hom. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanoggend se studie vir u 'n groot blessing gaan wees. Ons is besig met die boek Spreuke. Ons is by Spreuke 12 vers 17. Hy sê hy, en ek wil ook sê sy, né, wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. As jy jou vis vanmôre, of as iemand wat deel van die bruid van Jafashua is, waaroor sal u wil lieg? Jy wil net onthou dat elke keer wanneer daar gelieg word, dan is dit eintlik die waarheid wat verdraai word. Ek sal net wil weet, hoekom sal ek en u die waarheid wil verdraai? Of die waarheid wil verander? Hy of sy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. Jafashua het gekom en hy het vir ons 'n pad kom wys wat reg is. Die pad van die Satan is 'n pad van die verderf.
Ja, hy het mooi liggies aan en dis glamorous en is al die mooi goed in die, maar die uiteinde daarvan is die dood. Maar vanmôre, hy of sy wat die waarheid spreek in die evangelie. As ek vanmôre oor die waarheid moet spreek in die evangelie, dan wil ek sê dat meeste van die godsdienstwêreld daar buitekant ken nie eens hulle God se naam nie. Is God of Here of Yahweh of Jehovah of hulle ken nie hulle God se naam nie. Maar daai name kom geskep uit die Kyrios en Theos Grieks. Terwyl Yahshua, terwyl hy 'n Hebreër was. Hy was nie 'n Arameer nie, hy was 'n Hebreër. In murg en in been. Hoekom? Want hy kom uit die stam van Juda. Hy kom uit die stam van Juda, die leeustam. En hulle was Hebreërs. Hulle was nie Arameërs nie. Wanneer die Arameërs geskep word in die tyd van Babylon, so 570, 580 na Jahshua, dan bestaan die Hebreërs se taal al vir meer as 1000 jaar. Nou wil hulle kom en sê dat Jahshua was 'n Arameer gewees. Nee, die Fariseërs en die Sadduseërs was Arameers gewees. Hulle het Arameers gepraat. Hulle het die Talmud Torah verkondig, die Oral Torah, die mondelikse Torah. Daai een wat geskep was in die tyd van Babylon. Dis hoekom Jahshua al gesê het, julle witgepleisterde grafstene. Julle is mooi van buitekant, maar vrot van binne, doodsbeender en wurms en pragtig gepaint en aan lang baarde en pateties. Alles wat die uiterlik lyk goed, maar binnekant is julle verrot. Hy en sy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. Dis ons natuur om te praat oor dit wat reg is. En dis hoekom my lewe is ingestel die laaste 13, 14 jaar. Om te verkondig wat reg is. Ek loof Jahwe en ek dank hom vir dit wat ek weet oor die evangelie vandag. Ek mag vandag nie 'n spesialis in Hebreërs en in Grieks wees nie. Hoekom? Want ek is 'n eskatoloog. My studieveld is eskatologie. Maar ek weet genoeg oor die Grieks en die Hebreërs om myself te kan help. En om baie van hierdie slim ouens koud te sit. Maar die woord sê, hy wat die waarheid spreek, vertel wat reg is. En as dit gebeur dat ons in ons onkunde 'n verkeerde ding gesê het, soos wat dit gesê was, want ek was dit gesê, ek kan onthou toe om Thys met my begin het, toe praat hy van die 10-letter alfabet. Dit is in die Restoration Bible, die 10-letter alfabet. Die antieke Hebreërs het bestaan uit 'n 10-letter alfabet. Onkunde. Hy het dit vir my gesê en ek het dit weer vir ander gesê. Ek het dit selfs in een van my boeke geskryf. Die antieke Hebreërs bestaan uit 'n 10-letter. Daar is nie 'n ding soos 'n 10-letter alfabet nie. Maar dit het in my jare gevat om dit te kon agterkom. Dat die 10 letters wat op bladsy 5 is in die Restoration Bible, kom uit 'n 22 letter antieke Hebreëse alfabet. Wat ek het dit in boekvorm. Enige een wat wil hê, kan my kontak en ek neem 2 foto's, bladsy 1, bladsy 2 en daar is dit. Presies dieselfde as wat in die Restoration Bible. Die fonds is dieselfde, elke inkkorreltjie en inkmerkie presies dieselfde.
Maar die antieke Hebreërse name is geskep uit die eerste 10 letters van die Hebreërse alfabet. Dis waar die confusion gekom het. Verstaan jy waarvan ek praat? Die misverstand. Die Bybel sê, hoe sal jy weet as iemand nie vir jou sê nie? En dit is hoe 'n leerproses is. Dis hoekom ons, tot die dag dat ons koppe neerlê, nooit sal ophou om te leer nie. Ons is nooit vol leer nie. En wanneer jy dan kan kom en sê, ek het 'n fout gemaak, ek het verstaan dat dit was 'n 10-letter alfabet, omdat dit in my onkunde, toe ek tot die geopenbaarde naam gekom het, aan my foutieflik so oorgedra was. En ek het dit weer so oorgedra aan ander mense, tot op 'n stadium waar ons toe uitgevind het, maar dis het, en ek dit het. Ek het die oorspronklike 22 letter alfabet. Joseph Thomas, wat sy naam genoem word voor in die Restoration of the Original Sacred Name Bible op bladsy 5. Ek het sy exemplaar in my hand gekry. Sy verhandeling, so groot, so dik boek. Ek het een van die oorspronklikes. En in hom is die 10 letter, die 22 letter alfabet. En nou kan ek vandag mos dit regstel. En ons het dit lank al reggestel. Maar ek noem dit hierso. Hoe maklik kan ons 'n fout maak? En dit gaan nie of ons die waarheid verdraai het en of ons 'n leuen gespreek het nie. Ons het in onkunde die waarheid vertel. Wat ons verstaan, maak verstaan dat dit is hoe dit was. Maar oor tyd, wanneer ons dan dinge uitgevind het. Kom ek gaan vir iets sê, iets so maklik soos die tetragrammaton. Wat is die tetragrammaton? Jod, hy, fa, fy, I-H-V-H. Nou kom die ouens en sal sê, dis God se naam. Dis Jaffa, Jod, hy, wa, vy. Of kom, Jod, hy, wa, vy, I-H-V-H. Dit is die Vader se naam, Jaffa. Dis in die Restoration Bybel so gedruk. Jaffa is 6 letters. Totdat Jaffa deur die Ruach my wakker maak een oggend. En hy vroeg in die oggend en hy my sê, dis nie my naam nie. Die tetragrammaton is my voorletters. Dis konsonante, hulle kort klinkers. Dis 4 konsonante, hulle kort die klinkers, die A's. En wanneer ek sê Jod, Alef, hy, Vaf, Alef, hy, dan kry ek Jaffa. Jaffa lei my dat ek die naam Jaffa vat, wat 6823 keer in die Nuwe Testament genoem, in die Ou Testament genoem word. 127 keer in die Nuwe Testament. I-A-H-V-A-H, Jaffa, nie Java nie, Jaffa. Met 'n V, nie 'n W nie. En dan besef ek, die onkunde, om te weet dat die tetragrammaton is 'n 4-letter woord, en nie 'n 6-letter woord nie. En wanneer ek na Jaffa kyk, en ek sit hom oor in Hebreërs, dan is dit Jof, Alef, hy, Vaf, Alef, hy, en dis net 'n A wat pas in daai tetragrammaton. Geen ander letter pas in hom nie. Geen ander letter pas laat dit 'n naam maak nie. Net die 2 alefs, die A's, maak Jaffa. Dit is onkundig. Soveel so, dat Joseph Briand Rottenham dit nie geweet het nie. Want as hulle hom geskryf het, Jod, Alef, hy, Vaf, Alef, hy. En dis hoekom wanneer ek dan die Bybels laat druk in Amerika,
dan verander ek die voorblad, omdat daar vrymesselaar duiwe op was, wit duif met 'n rierkrans op die bladsy gewees, en ek sit, J11Y, Vaf 11Y, Jaffa, en daar gaan sit ek nog die verkeerde simbool in. Weer 'n keer, sonder dat ek het opgetel het. Maar ons was reg gewys, en ek het dit reg, van daar af is nog nie een Bybel uitgegaan, sonder dat ek het reg gemaak het nie. Verstaan jy wat ek sê? Wanneer ons op die plek kan kom, daar's een wat hy sê, daar is een wat onverskillig woorde uitspreek. So swaar, nee, ek is by verkeerde skrif. Hy wat waarheid spreek, vertel wat reg is. En partykeer kan dit gebeur, luister wat ek nou gaan sê, dat ons nie die waarheid spreek nie, maar dis uit onkunde uit. Omdat ons nie geweet het nie. Maar wanneer ek op die plek kom, waar ek tot die kennis kom, en ek dit weet, en dit gaan van in my besigheid, dit gaan in my huishouding, dit gaan in my beoefening van my geestelike lewe, as ek op 'n plek kom waar ek uitvind, ek het dinge gesê of gedoen, of gefunksioneer wat nie skriftuurlik was nie, of wat nie reg was nie, dan moet ek en u mans genoeg wees om te sê, sorry, ek het 'n fout gemaak. En weet jy wat? Dit vir my is 'n vrug van die Ruach HaKodesh. Selfs wanneer die man as die vrou toe kan gaan en sê, baby, sorry, ek het vandag 'n fout gemaak. Of baby na dragonfruit toe kan kom en sê, sorry, ek het vandag 'n fout gemaak. Verstaan nie waarvan ek praat? Dit is so maklik soos dit is. Weet jy wat? Omdat ons mens is, kan ons 'n fout maak. Maar ek is so dankbaar dat ons die Ruach HaKodesh het, wat ons leer en lei in alle reg en waarheid. En wanneer ons weet ons 'n fout gemaak het, dat ons om verskoning kan vra. So in die dag, kom ons wees waaksaam, dat ons Jaffa se werk kan doen. Tot môreoggend, as dit Vader se wil is, Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.